Gemeente, wanneer ons vandag stil raak, dan raak ons stil by die konsep van die koninkryks tydperk. En reeds aan die begin van die diens wil ek vir jou vra om te reflekteer oor wat hierdie tydperk inhou. Ons het reeds by die hemelvaart vir mekaar hierdie tydperk inhou. Ons het reeds by die hemelvaart vir mekaar gesê, dit is noodsaaklik dat ons verstaan waarom ons die hemelvaart vier. Toe het ons na die Pinkster toe gegaan, of voor dit egter, na Paasfees toe gegaan en gevra waarom vier ons dit. Daarop volgend het ons vier ons dit. En nou beweeg ons in die grootste gedeelte van die jaar in, die tydperk wat ons noem die koninkryks tydperk. En die vraag weer is, waarom vier ons hierdie geleentheid? Want ek glo en vertrou dat as ons weet waarom ons dit vier, kan ons ingesteldheid daarop volgens inrig om die naam van die Here te loof en prys gedurende hierdie tydperk. Maar ek reflekteer eers saam met julle uit 'n gedeelte uit Matteus 4 uit, wat ook dien as 'n grondteks vir ons, wanneer ons praat oor die koninkryk van God. En ek wil hê jy moet die gedeelte saam met my lees, en nadat jy dit gelees het, net 'n oomblik neem om jou oë te sluit, en tydens daardie tydperk vir die Here te vra, Here, wat wil U vir my sê deur die koninkrykstydperk? Matteus 4 vanaf vers 12 lees soos volg. Toe Jesus hoor dat Herodes vir Johannes in die tronk laat opsluit het hy na Galilea toe gegaan. Hy het nie in Nasaret gaan bly nie, maar hom gaan vestig in Kapernaum by die see, in die gebied van Sibalon en Naftali. Want so moes vervul word wat deur die profeet Jesaja gesê is. Jy, gebied van Sibalon en die gebied van Naftali, aan die seekant en aan die oorkant van die Jordaan, Galilea waar die heidene woon, die volk wat in duisternis woon, het 'n groot lig gesien. Hulle wat in die skemerland van die dood lewe, vir hulle het die lig opgegaan. Van toe af keer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Wat sê die Here vir jou deur hierdie skrifgedeelte? Maak jou oë toe en spandeer 'n oomblik saam met hom. Christus, ek bid saam met elke medegelowige vanoggend, dat daardie beeld, daardie gedagte, daardie woord of gevoel wat ons ervaar het, terwyl ons diep nagedink het oor hierdie teks binne in ons gebere sal word. Dat ons daardie sal saam met ons dra, dat ons daaroor sal reflekteer wanneer ons hiervandaan af heen gaan, dat ons dalk daarin inkoop, dat ons dalk daaraan volgens leef, om uitdrukking te gee aan U. Die konsep van lig, weet ons, speel so 'n belangrike rol in die Bybel. Reeds vroeg by die bergrede het U gesê, elkeen van julle is die sout en die lig vir die wêreld. En Paulus het meermale gesê, ons is die lig, want deur die lig kom vrug na vore. Mag ons, Vader Here Jesus, wat in hierdie wêreld ingaan, getuies wees van daardie lig. Mag ons getuig van die oorwinning wees van daardie lig. Mag ons getuig van die oorwinning, die koninkryk wat op pad is. Die koninkryk waarin ons deel. Dankie Vader vir U liefde. Dankie dat U ons deel maak van die huisgesin van God. Ons verheerlik U naam. Amen. Gemeente, genade, vrede, vreugde en hoop kom na jou toe. Daardie woorde gaan woorde bly
vrylik, ontvang dit vrylik en gaan dra dit uit in die wêreld. Gemeente, ek glo nie in toevalle nie. En ek glo nie daarin dat wanneer die Here iets op 'n mens se hart rus, dat ons daarin hoef te twyfel nie. So dat ek voorberei vir 'n kindermoment. Want elke tweede week het ons afgespreek dat ons 'n spesiale moment vir die kinders sal hê. Maar toe hoor ek dat die kindermoment nie moet plaasvind vandag nie, omdat daar nie kategese is nie. Toe staan ek voor 'n uitdaging, wat gaan kategese is nie. Toe staan ek voor 'n uitdaging, wat gaan ek nou doen? Gaan ek voort met die eenvoudige beeld, om ons te help om te verstaan waaroor die koninkrykstydperk gaan, of gaan ons weer in die normale stand van sake in deur twee tekste saam by mekaar te bring? Nou weer eens, soos ek sê, ek glo nie in toeval nie, en dalk is dit nodig vir ons om in die eenvoud van die woord te reflekteer oor die tydperk wat daar uitgebeeld word, as die grootste gedeelte van die jaarkalender, die koninkrykstydperk. Nou, as een van julle gevra het om dit te doen, deur hierdie vraag net vir my te antwoord, wat is die koninkrykstydperk? Dit is 'n vraag wat ons nodig het om vir onsself te antwoord. My professor het eens op 'n tyd vir my gesê, soms is dit nodig om weer terug te kom na die basiese beginsels toe. Om alle oulike gedagtes by die venster uit te gooi en net weer te fokus op wat vir ons as kerk belangrik is. Vandag gaan ons in 'n besonderse tydperk in, net na die viering van die Pinkster, waar ons die koning vier en waar ons vir mekaar sê ons is deel daarin. Maar voordat ons vir mekaar kan sê wat ons moet doen in die koninkryk van God, moet ons sekerlik vir mekaar vra, waar kom dit vandaan? En wat wil God daardeur vir ons sê? Nou, as jy vandag uitnooi om Daniël 2 te gebruik as die grondteks. Ons sal nou 'n klein gedeelte uit Daniël saam lees, maar dis 'n redelike groot gedeelte wat ons kom herinner aan die inkoms of die profetiese woord wat vir ons sê die koninkryk van God is op pad. Kom ons sê vir mekaar, daar was 'n storie gewees, een wat opgeteken is in Daniël 2. En die storie gaan soos volg. Daniël was in die binnehof van die koning. Die koning se naam is Nebukadneser. Hy is nie 'n gelowige man nie, en een aand het God vir hom 'n droom gegee. 'n Droom gegee wat hom so ontstel het, dat hy al sy raadgewers gekry het, die towenaars, die mense wat voorgegee het, hulle is wys, en hy het een opdrag gegee, vertel vir my wat my droom beteken. En soos julle kan dink, het die raad, en hulle het gesê, maar goed, sê vir ons wat die droom is, dan sal ons dit uitlei. En die koning Nebukadneser het gesê, ek sê vir julle nou, ek het 'n droom gehad, julle moet vir my sê wat die droom is, en dan vir my verduidelik, sodat ek kan weet, die boodskap kom van God af. En daar het die raadsgewers vir Nebukadneser gesê, maar dit is onmoontlik. Niemand kan weet wat in jou kop aangaan en jou droom uitlê as hulle nie weet waaroor dit gaan nie. En die koning het briesend geword en die teks sê hy het 'n bevel gegee dat al sy amptenare vermoor moet word. En hy het navraag gedoen oor wat nou aan die gebeur is. En een van die raadslede het vir Daniël verduidelik wat aangaan en hy het gesê, ek sal gaan na die koning toe en ek sal hierdie droom uitlê. Dadelik by die koning aangekom en die koning het vir hom gevra, Daniël, wat is my droom? En hy het gekom en die koning het vir hom gevra, Daniël, wat is my droom? En hy het gesê, koning, gee vir my 'n paar dae. Gee my 'n paar dae sodat ek net kan raadpleeg by my God wat die droom is en dan kom ek terug. En hy het teruggegaan. En so sê die teks, God het vir hom geopenbaar wat in Nebukadneser gekom by Nebukadneser en hy het vir hom gesê, Nebukadneser, jy het 'n droom gehad wat jou ontstel het. Jy het 'n droom gehad waar jy 'n man gesien het met 'n bolyf van goud. Sy bors en sy arms was van silwer.
Sy maag van silwer. Sy maag en sy heupe was van brons. Sy bene was van yster en sy voete van klei. En hy sê toe vir Nebukadneser, as dit maar nou net was, dat dit 'n eenvoudige droom was, sou dit goed gewees het. Maar hierdie is 'n droom van God af. En die droom gaan soos volg. Koning Nebukadneser, jou koninkryk verteenwoordig die koninkryk van goud. Julle leef in weelde, julle het mag en aansien. Na jou sal daar 'n koninkryk weer eens, nie een wat sterk is nie. Maar dan gaan daar 'n koninkryk kom van yster. En in jou droom, Nebukadneser, het jy gesien, die yster en die klei kan nie meng nie. In daardie tyd, waar die Grieke en die Romeine saam heers, sal daar 'n koninkryk kom, wat ewig sal bly staan. En hy gaan voort en hy lê hierdie beeld uit en hy sê, God sal 'n klip na vore bring. Koninkryke val. Maar nou word die vraag gevra, wat nou? As die wêreld sonder koninkryke is, wat nou? En dit is waar Daniël toe sê, iets besonder sal gebeur. Daar sal 'n koninkryk kom wat nie so groot is nie, wat nie volgens mense hande gemaak is nie. En daardie koninkryk waar ons reistog vanoggend begin, wanneer ons praat oor die koninkrykstydperk. Want ons het nodig om vir mekaar te sê, dat reeds in Daniël se tyd, het God gekom en hy het geprofeteer, ek gaan 'n koninkryk tot stand bring. 'n Koninkryk verpletter. En God sal, wat magtig is, hierdie koninkryk in stand hou. Vir ons om te verstaan wat die koninkryk van God behels, het nodig om te verstaan wat Daniël vir ons wil kom sê. Het nodig om te verstaan wat Daniël vir ons wil kom sê. Die profeet Daniël aan die een kant en die profeet Jesaja aan die ander kant speel 'n kernrol wanneer dit kom by die koninkryk van God. Daniël het vir Jesaja vooruitgegaan, hy was eerste. Die eerste ballingskap het gebeur, die suidergedeelte van Israel is verpletter en hulle is in ballingskap ingeneem. Jesaja sou later kom toe Israel totaal en al vernietig is, toe Jerusalem geval het. Maar beide van hulle het 'n besonderse ding gesê. God se koninkryk sal ewig bly staan. En of jy dit nou wil sê of nie, Nebukadneser, dit sal gebeur. So kom Daniël in hoofstuk 2 en hy sê, die ek vir die koning gee, kom herinner jou, koning, God is in beheer. Nadat hy die droom uitgelê het, was die belydenis van die koning gewees, waarlik, God is groot. Toe kom hoofstuk 3 en is so half asof die koning vergeet. En hy raak kwaad vir Daniël en sy vriende wat nie voor hom wil buig nie en hy gooi hulle in die oond. En weer kom hulle na vore en die koning sê, voorwaar, julle koning is die grootste. En dan kom hoofstuk 4, wat hierdie hele gedeelte van die koninkryk van God saambeeld in Daniël. Wanneer hy sê, as jy nie wil buig nie, as jy nie wil hoor nie, as jy nie tot inkeer wil kom nie, sal jy nie deel hê in die koninkryk van God nie. Nebukadneser het 'n droom wat meer ontstellend was as die eerste, waarin Daniël vir hom gesê het, jy koning Nebukadneser, wat dink jy is God? Jy sal geslaan word deur God en jy sal soos 'n dier rondloop en gras eet. Vir 7 jaar sal jy dit doen tot jy opkyk na die hemel en getuig, waarlik, U is God en alles behoort aan U. Die koninkrykstydperk wat ons vier vandag
is 'n tydperk van verwydenis. 'n Tydperk waar ons weet van wie ons afhanklik is. Dis 'n tydperk van vreugde. 'n Tydperk wat ons herinner dat ons geplant is binne in hierdie koninkryk en dat ons deel maak daaraan. Maar die vraag is, ons rol binne in hierdie koninkryk. Ons bou voort op ons teks uit Daniël 2 uit, deur te kyk na die eerste hoofstuk van Markus. En net soos met die uitnodiging van Daniël wil ek jou vra om vanaand, Markus 1 vanaf vers 1 tot 45 te gaan lees. Maar gaan lees dit met 'n ander oogpunt. Gaan lees dit met die breuke wat gepaard gaan met die opskrifte. En vra vir jouself, waarom is daar die breuke ingestel? En wat wil daar die breuke, die teksgedeeltes vir jou sê? Dit is belangrik dat ons verstaan dat toe Jesus Christus aarde toegekom het hy die koninkryk van God gebring. En het hy dit van Markus 1, dan reflekteer ons op Markus 1 vanaf vers 14 saam. Want dit is waar die teks sê Jesus begin het om dit te preek. Vers 14 sê, nadat Johannes in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toegegaan. En die evangelie van God verkondig. En hy het gesê, die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle. En glo die evangelie. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, het hy vir Simon en Simon se broer Andreas gesien waar hulle besig was om werpnette in die see uit te gooi. Hulle was doodgewone mense, vissers van beroep. Hy het toe vir hulle gesê, kom saam met my, en ek sal julle vissers van mense maak, los en hom gevolg. En toe hy 'n eentjie verder gaan, het hy vir Jakobus, seun van Zebedeus, en sy broer Johannes gesien, waar hulle in die skuit besig was, om hulle nette reg te maak. En dadelik het hy hulle geroep, en hulle het hulle pa Zebedeus net so saam met die loonarbeiders in die skuit gelaat, en saam met Jesus gegaan. Ons neem 'n oomblik om te reflekteer oor hierdie teks en om saam te bid. Ons is getrou in elke vorm van die woord. Daarom weet ons dat as u iets gesê het, dan beantwoord u dit. As u iets beloof het, dan kom u dit na. Vader, alles wat ons van u af hoor, is waar. Die beloftes wat binne in ons elkeen opgesluit is, wanneer ons dink aan die hoop wat u vir ons gee vir die toekoms, dan kom hou ons daaraan vas met alles in ons. Ons verskuif ons fokus weg van die wêreld af en ons kom fokus net op u. Want dit is as gevolg van u, dat die koninkryk van God tot stand gekom het op aarde, en dat die belofte van die ewige koninkryk vanuit die hemele sal terugdaal. Vader, in die tyd wat ons wagtend is vir u, om finaal aarde toe te kom, ons die hoop, die evangelie van hoop aan die wêreld. Mag ons verstaan vandag, Here Jesus, dat ons plek in die koninkryk van God, vra dat ons plek sal vol staan, dat ons die gawes en die talente wat u vir ons gegee het sal gebruik, en dat ons diensknegte sal wees van die opgestaande Here. Vader, dankie dat u doodgewone mense soos ons roep, met die wete dat u ons kan gebruik, as ons oop is daarvoor. Mag u verheerlik word
en mag die koninkryk spoedig kom word. En mag die koninkryk spoedig kom. Amen. Gemeente, net nadat Daniël aan die toneel gekom het daar 'n kort tydperk plaasgevind, so 150 jaar, waar daar 'n tipe van 'n vrede was. Nadat Nebukadneser tot inkeer gekom het, het hy die Israeliete teruggestuur na waar hulle vandaan af gekom het. En so het hulle weer gegroei en opgebou, totdat daar op 'n dag weer 'n opstand na vore gekom het teen die Babyloniese koning. Die Babyloniese koning Jerusalem ingeval en Israel vir ewig vernietig. Die waarde van Jesaja 60 is daarin opgesluit dat nadat die laaste koning van Israel uitgewis is, waar daar 'n tydperk van 300 jaar Israel uitgewis is, waar daar 'n tydperk van 300 jaar sou verduur voordat Christus gekom het, was daar 'n hoopvolle boodskap gewees. Daniël het gepreek en gesê, die koninkryk van God sal kom, en hy sal vergeet nou van die regeerders wat 'n klomp mense het, en dink aan jou as 'n koninkryk. Dink aan jou as die koning binne in hierdie liggaam. God sê, daar sal 'n tydperk kom waar die koninkryk van God, sal jy die knie buig en my volg. En of jy dit wil doen of nie, God sal kom en hy sal heers ewig weer. Nadat hierdie tydperk plaasgevind het van Israel wat in ballingskap ingevoer is, toe daar trane was wat gestort is oor Jerusalem wat geval het Jesaja opgekom en hy het 'n hoopvolle boodskap vir hulle gegee en gesê, julle onthou daar die koninkryk van God wat sal kom, wat Daniël van geprofeteer het. Daar die koninkryk wat op pad sal kom, is een wat elke ander koninkryk sal oortref in waarde. Hy sê, wees opgewonde, want die lyding wat julle nou ervaar sal verander in trane. Wees opgewonde van vreugde, want die vrede is op pad. Wees opgewonde, kom. Maar ongelukkig, moet julle ook weet, wanneer die Messias kom, sal die wêreld hom nie ontvang nie. Johannes 1 sê vir ons, die lig het aarde toe gekom, maar die duisternis verdryf. Maar die mense wou hom nie ontvang nie. Markus, die evangelie wat ons saam lees, verskil weer van Lukas, Matteus en Johannes daarin, dat Markus se fokus primêr gegaan het oor die koninkryk van God. Dat agter die tekste het Markus gepraat en hy het gesê die koninkryk van God het gekom. Besef julle dat Jesus Christus die koninkryk van God geïnkarneer het, letterlik verteenwoordig het, eienskappe daarvan gewys het. Maar dat die woorde van Jesaja, dat ons wat in daardie tyd leef, in Jesus se tyd, nie die woorde van Daniël wou behartig nie. Ons het gekom, sê Markus, en ons het die koninkryk van God verwerp. Daarom wanneer julle saam met my Markus 1 sou lees, tot waar ons gekom het by vers 14, het jy nodig om te verstaan, Markus deel sy verhale in vir 'n rede. Dit is soos 'n goeie rolprent wat ons elkeen kyk, wat verskillende episodes sal vir ons wys in 'n rigting in. En Markus doen presies dieselfde. Hy gebruik die historiese feite van Jesus se teenwoordigheid in Jerusalem en in sy handelinge met die mense, die ware gebeurtenisse, om 'n dieper gedagte ook tuis te bring. In vers 1 tot dieper gedagte ook tuis te bring. In vers 1 tot 8 kom hy en hy kom begin by Daniël en Jesaja en hy sê, die boodskap van Jesaja het gekom. Die pleidooi
van Daniël is gehoor, bekeer julle self en laat julle doop en God hoor, maar dis van die hand gewys. Selfs toe Jesus Christus gekom het, selfs toe hy deur die doop gegaan het, die hemele oopgeskeer het, sê die teks, simbolies daarvan dat die koninkryk van God nie gekeer kan word deur menslike hande nie. Toe Jesus Christus opgestaan het as te ware vanuit die water uit, nadat hy gedoop is, toe 'n stem uit die hemel uitgekom het van God die Vader self om te sê, hierdie is die Messias wat die koninkryk van God inlei, het die mense hom nie ervaar nie, aanvaar nie. Soveel so, dat Jesus Christus, wat in die woestyn moes ingaan om vir 40 dae deur die duiwel versoek moes word, 'n simboliese handeling daarvan is dat die koninkryk van God sal gepaard gaan met baie teenkamp, die wêreld ingaan en die goeie nuus gaan verkondig aan die wêreld dat Jesus Christus opgestaan het vanuit die dood uit nie. Dat Jesus Christus agter my finansies staan, dat Jesus Christus agter my familie staan, dat Jesus Christus agter my staan en dat ek weet ek sal in die toekoms ingaan, moenie dink dat daardie boodskap wat preek sal ontvang word met openheid nie. Jy sal getoets word in daardie woorde. Mense sal bring hulle twyfel, hulle neerhalende woorde, dalk hulle spottende gedagtes. Maar Jesus sê, die koninkryk van God sal kom ongeag. En as jy glo in my en jy staan agter my, dan sal jy dit maak. Want Markus sê, as jy nou een ding verder 10 en 15, waar Jesus begin het om die koninkryk van God te verkondig, 3 keer voordat hy verkondig het, het God gesê, hier's Jesus, wat die koninkryk inlei. En die mense sou hom nie aanvaar nie. Johannes sê nee. Jesus het gegaan nie na Nasaret toe nie, nie na Jerusalem toe nie, maar na Galilea toe. Na die doodgewone mense om die boodskap te gaan deel, die Evangelion, soos die Griekse teks sou sê. Evangelion, soos die Griekse teks sou sê. Die nuus van die evangelie wat sê die prys is behaal, omdat die goeie nuus van die oorwinning hier voor jou staan. Dit is so mooi dat wanneer Jesus die evangelie bring, dat hy sê, hier staan die evangelie. Opgaan, moet julle weet, ek het reeds die prys behaal. En hy gaan na die doodgewone mense toe, en hy sê, ek nooi julle uit. Kom volg my. Moenie wees soos die volk van Israel, wat die oordeel ontvang, om te sê, julle sonde sal julle oordeel, omdat julle nie in my glo nie. Neem die geskenk aan, wat ek vir jou gee, die geskenk van die ewige lewe, en maak dit deel van jou. Die koninkrykstydperk van God word gevier in die kerk, juis omdat ons hierdie hoopvolle boodskap binne in ons bære en daarop staan. Weke gelede het ons vir mekaar gesê, dit was Paulus gewees wat gesê het, my hoop is op Christus en Christus alleen. Romeine 5 het hy gesê, wanneer swaar kry oor ons kom, sal hy die hoop na vore bring en die hoop beskaam nie. Die ewigheid wag vir ons, sê Paulus. Die ewige lewe wat God vir ons gegee het, is 'n geskenk en dit oorskat alles. Selfs al gaan ek deur donker dal en diep is daar wees. Jesus gaan verder, ongeag van mense wat nie na hom wil luister nie, en hy gaan na die wat juis wil luister. En ons lees in vers 16 tot 45 gebeur 'n besonderse mooi ding. Vers 16 tot 20 het geroep, en mense het geantwoord en gekom. Hoe ongelooflik is dit, dat Jesus Christus geroep het vir Simon en sy broer, vir Johannes en sy broer,
En hulle het gekom, alles gelos. Dink julle dit is by hulle het gekom, alles gelos? Dink julle dit is by toeval gewees dat Markus dit invoeg, saam met die historiese gebeurtenisse, dat hy dit so uitgekies het? Nee. Hy sê daar sal sommige mense kom wat die koninkryk van God hoor, en dadelik daarop reageer. En hulle sal dadelik koninkryk van God behels. Sal ons wat in hierdie lewe alles prysgee om te gaan soek na dit wat God vir ons wil wys? Sal ons al ons behoeftes tweede plaas? Sal ons selfs ons families prysgee om te weet wat God vir ons wil sê? Alles prysgee. Ons het die koninkryk van God ontvang. Gee ons nog prys. Hy sê, want opgesluit in die koninkryk van God, het julle nodig om te weet, Jesus het uitgegaan na doodgewone mense toe, en dis waarom vers 21 tot 45 so belangrik is. 20 tot 45 so belangrik is. Jesus het gegaan na die mense wat in die mag was van die duiwel. Onthou, dit is Markus se tydperk. Markus se tydperk het gepaard gegaan met 'n bekleierery, 'n oorlog tussen die duiwel en die Here. Wanneer die Here kom en die duiwel probeer homself baas speel, het Jesus gespreek en die duiwel het gevlug. En dan het Jesus weer gegaan en hy het gepreek en dan kom die duiwel weer op en hy verteenwoordig homself, kom Jesus en hy spreek en die duiwel vlug. Hier is die eerste verhaal waar Jesus sê, waar die Bybel sê, Jesus is bo die duiwel. Maar Jesus gaan verder en hy tuister, hy gaan en hy gaan help mense wat getuister is met die dood. Hy kom oorwin die onmoontlike. Hy kom doen die onmoontlike in mense se lewe, die onmoontlike. Hy kom doen die onmoontlike in mense se lewens. Hierdie vrou wat dood is, het hy laat opstaan. Daar sal kere kom waar die verlamdes gaan loop, waar die blindes sal sien. Jesus kom om genesing te bring. En dan sê hy ook, onthou, Jesus kom om die uitgestotenis in die wêreld deel te maak van sy koninkryk. Wanneer ons dink aan die koninkryk van God waarin ons loop, dan kom sê ons vir mekaar in die tweede plek, Jesus Christus het gekom en hy het geroep. En net kom het en geluister het na sy stem en geloop het saam met hom, so nooi die koninkryk tydperk ons uit om agter Jesus Christus in te gaan. Op 'n eenvoudige manier kom sê ons vir mekaar, ons het deel aan die koninkryk van God. 'n Paar maande gelede, toe was die lande dor gewees, reën het weggebly en dit was bruin. Die reën het geval en die lande is groen. Sien ons dit raak? Ons leef in 'n ongelooflike mooi plek waar ons omring word deur berge. In 'n ongelooflike mooi plek waar ons omring word deur berge. Sien ons dit raak? Ons is deel van die huisgesin van God. Sien ons sy genade raak? Sien ons die liefde raak? Ervaar ons die vrede? Ons kom in die koning om vir mekaar te sê, in hierdie tydperk kom ons vier Jesus Christus se oorwinning. Nie alleen oor die dood en die duiwel nie, maar oor ons eie omstandighede. Kom ons vier Jesus se oorwinning wat vir ons sê, jy sal dit maak. Maar kom ons gaan verder en kom ons gaan verkondig dat Jesus Christus voorsien, dat hy genees en dat hy vrede bring. Kom ons deel dit. Kom ons wees die mense wat net vir mekaar sê, Jesus Christus is in my. En Jesus Christus is in jou. Christus is in jou. En ek herinner jou aan wat hy in my lewe gedoen het en aan wat hy in jou lewe besig is om te doen. Dit is ons eerste gawe, die gawe wat die kerk ontvang het om te gaan verkondig. En dan natuurlik laat ons lofliedere sing, sê die koninkryk. En dan natuurlik laat ons lofliedere sing, sê die koninkryk van God, oor die goedheid en die grootheid van God se mag. Die koninkrykstydperk vat 'n hele reeks van gebeurtenisse saam.
Dit kom sê, Jesus Christus het gekom gebore. Jesus Christus het gekom Jerusalem toe gegaan. Jesus Christus het gekom die dood deurgemaak, opgestaan, opgevaar, uitgestort. Laat ons daai boodskap onthou in die wêreld waar ons kom. Ons is deel van die koninkryk van God en al wat God van ons vra is, luister wanneer ek roep en volg my. Mag die Here se woord ryklik geseën wees. Here Jesus Christus, ons sê vir U baie dankie dat U vir ons 'n tydperk ingeherder het, 'n tydperk waar ons vrede het met U, waar ons deel in die liefde wat U vir ons het, en dat ons kan deel in die verhouding met die Vader, Seun en Heilige Gees. Mag ons daadwerklik sit in hierdie groot genade van U. Mag dit ons gedagtes ontvou. Mag dit die gedagtes wees waarmee ons wakker word, die eerste wat saam met ons gaan slaap. Here, U is ontsettend groot, groter as wat ons gedagtes ooit mag kan dink, groter as enige woord wat ons dalk mag kry. En selfs in daardie grootheid het U as koning gekom, U het gekom om ons te bedien en daardeur die ewige lewe te verseker. Dankie Here, dat U ons oneindig liefhet en dat ons kan deel in hierdie tydperk. Amen. God stuur jou nou na die wêreld toe. Ontvang sy genade, sy vrede en liefde. Wanneer jy hier vandaan af heen gaan, mag God se naam op jou, mag jy Jesus se lig wees, en mag die vlam van die Heilige Gees deur jou werk.